Geliefdes, welkom by ons erediens. Mag u dit verrykend vind en die boodskap deel maak van u geestelike wapenrusting. Die Here groet ons vanoggend, soos die Here Jesus sy disippels kort na sy opstanding gegroet het, met die volgende woorde: Vrede vir julle. Amen. Kom ons luister na Gesang 212 en ons sing hartlik saam. Kom ons verenig in 'n gebed voor die Here. Here ons Vader, kom skyn vanoggend met u opstandingslig in elke donker hoekie van ons bestaan. Jesus ons Verlosser, kom tot binne in die geslote kamers van ons foute en skenk aan ons hoop en genade. Gees van God, vul ons met vrede, sodat ons die goeie nuus van genade en vergifnis kan hoor en verkondig. Aan God drie-enig al ons eer vanoggend. Amen. Kom ons lees saam vanoggend 1 Petrus 2 verse 1 tot en met vers 10. U kan dit nou eers rustig self lees en dan luister na die prediking verder.
Kom ons sing voor die prediking, hartlik saam, gesang 219. Praat met almal om ons oor die hoop wat in ons leef. Jesus Christus het in liefde al ons sonde ons vergeef. Sing o sing van ons verlosser, hy oorwin die dood en hel. Ons het deel aan sy oorwinning, oral wil ons dit vertel. Laat ons sing oor hom wat terugkeer aan die einde van die tyd. Bruidegom die bruid verwag, altyd tot die lof bereid. Sing o sing van ons verlosser, hy kom terug, hy maak ons nuut. Die heerser oor die wêreld, Seun van God, hoor ons lied. Die heerser oor die wêreld, Seun van God, hoor ons lied. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, as iemand vir u sou vra, waar is die kerk? Hoe sal u hom of haar antwoord? Ons eerste reaksie op die vraag sal wees, na watter kerkgebou toe wil jy gaan? Daar is eintlik twee antwoorde op die vraag. Waar is die kerk? Eerstens kan dit verwys na 'n spesifieke adres in 'n dorp of stad of provinsie. Dit kan ook verwys na 'n fisiese struktuur in daardie dorp of stad wat 'n toring het of daarsonder. Tweedens kan waar is die kerk verwys na mense. Ek en jy, jou familie, jou bure, mense in ander lande wat in Jesus Christus glo en uit hom leef. Mense van ander volke, rasse en tale. Hulle is almal God se adresse op aarde. Hoe het die kerkmense oor die Grendeltyd wat aangekondig is, gedink en wat het ons gedoen? Ons is meer as 21 dae verder in die Grendeltyd en ons het elkeen 'n storie om te vertel. As ons eerlik met onsself sou wil wees, sal ons moet erken dat ons aan die begin baie bang en onseker was. Baie mense se reaksie was, koop genoeg kos en ander noodsaaklikhede, hier kom groot moeilikheid. Ander mense het allerlei ander planne gemaak om te oorleef. Ek hoor nog hoe lidmate verontwaardig is oor ons nie eredienste in die kerkgebou kon gaan hou nie. Daar was selfs uitsprake
dat ons nie kan toelaat dat 'n virus ons van God afhou nie. Uitsprake soos, ons moet mos net glo, ons moet mos net bid, alles sal regkom. Ja, bogenoemde is nie verkeerd nie, maar tog nie so eenvoudig nie. Vir baie mense is hierdie tyd baie moeilik. Hoekom? Want ons is routine mense. Ons het 'n manier van lewe. Nou is ons routine omgekeer. Ons moet baie aanpassings maak. Ons moet ons hele lewe herorganiseer. En as ek so na die sosiale media kyk, het ons dit op meesterlike wyse gedoen. Gesinne het weer geleer om kwaliteit tyd met mekaar te spandeer. Innoverende planne om liggaamlik fiks te bly het na vore gekom, en so kan die lysie langer en langer word. En die kerk, wat het gebeur in die meer as 21 dae? Kerkkomplekse is leeg en stil, maar die kerkmense is nie stil nie. Want kerk is nie geboue nie. Kerk is ek en jy. Kerk is ek en jy wat in beweging kom en betrokke raak. Kom ons hoor wat leer 1 Petrus 2 ons oor kerkwees in die grendeltyd. Die teks leer ons 2 belangrike dinge oor kerkwees. Eerstens, ek kan eers werklik kind van Jesus wees as iets met my gebeur. My persoonlike lewe moet ontwikkel en groei. Ek moet 'n klompie verkeerde sake wat my geestelike ontwikkeling kan strem afgooi. In vers 1 spel Petrus uit watter dinge nie deel van ons lewe moet wees nie. Dit is sake soos bedrog, geveinsdheid, jaloesie en 'n geskinder. Genoemde sake mag nooit deel van 'n kind van die Here se daaglikse lewe wees nie. As jy dit uit jou lewe verwyder het, is jy besig om op die pad van kind wees van Jesus te loop. Maar dan moet daar vervolgens iets nog verder met jou gebeur. Jy moet iets inneem. En dit is die suiwer geestelike melk wat jy moet inneem. Waarskynlik dui dit nie net op die woord van God wat ingeneem moet word nie, of die samekomste van gelowiges Sondag of op ander dae nie, maar dui dit op ervarings, belewings van God se genade en sy liefde. Dit is die bron wat ons red van ons tekortkominge. Daarom sê Petrus ook in vers 3, as jy die suiwer geestelike melk geproe het, smag 'n mens na meer van God se genade en liefde, en ten diepste na geloofsgemeenskap met homself. En as ek en jy die geestelike groei beleef en dit 'n leefwyse gemaak het, wil jy graag deel word van 'n geloofsgemeenskap. En hierdie geloofsgemeenskap se karakter en identiteit word vir ons in verse 4 tot 10 baie mooi beskrywe. En ons karakter as God se adres hier op aarde moet uitwys en demonstreer wie Jesus is en wat hy beleef het. Want ons is mos sy skaduwee en sy verteenwoordiger hier op aarde. Ons is aan hom verbind en vorm saam met hom en alle ander gelowiges sy kerk. En ons as sy liggaam op aarde kry dan ook 3 besondere opdragte van ons meester af. Hierdie 3 opdragte is, ons moet na hom toe kom, ons moet ons laat opbou en ons moet geestelike offers bring. Bogenoemde 3 opdragte is wat in 'n Christelike gemeenskap belangrik is. Want dit gaan in die eerste plek oor Jesus. Hy is die sin en die betekenis van alles in ons lewe. In die tweede plek dat jy jou plek in die liggaam in die kerk van Jesus Christus moet vind. Want elkeen het 'n funksie en ons moet mekaar help om dit nie net te ontdek nie, maar ook te beoefen.
Derdens, dat ons die Here God moet dien met ons geestelike offers, wat uit die volgende behoort te bestaan: aanbidding, lofprysing, diens en getuienis in hierdie wêreld. Petrus is oortuig dat Jesus ons hoeksteen is, en ons is vir hom 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige nasie en 'n volk wat aan God behoort. Geliefdes in Jesus Christus, wat is die boodskap wat ek en u vandag moet hoor en deel van ons lewe moet maak? Wie is die kerk? Stefan Joubert het in 2008 die volgende gesê: kerkgeboue se funksie is om Sondag, wanneer die lewende huise van die Here daar besoek aflê, te verander in simfoniesale waar God geloof word. Dit moet gimnasiums wees waar mense se geloof sterk gemaak word, en dit moet dien as hospitale waar beseerdes se wonde deur die Gees en die Woord verbind word. Hoe was jy of hoe is jy kerk in die grendeltyd? Wat het jy gedoen om God te loof? Wat het jy gedoen om in die geloof versterk te word? Hoe het jy mense se nood en swaar kry help verlig? Ons is tog immers heeltydse werkers in die Here se aktiewe diens. Met watter bediening het jy jou besig gehou in hierdie tyd? En met bediening word bedoel, hoeveel van ons lewende huise van die Here is betrokke in die tyd by die versorging van armes, die ondersteuning van eensames, siekes, straatkinders, jong mense, bejaardes en mense wat soekende is. Dis hoekom die kerk hier is, om 'n verskil in die wêreld te maak, om dit nou reeds al 'n bietjie hemel op aarde hier te maak. Die vraag is jy 'n lewende adres van Jesus se kerk? Mag die Here vir my en vir u help om 'n lewende adres vir hom te word en te bly tot in ewigheid. Amen. Geliefdes, kom ons dank die Here saam met die woorde uit Gesang 475. Allerhoogste Hemelvader, lofgesange prys u naam. In ons kerke, in ons huise, loof ons, dank ons u tesaam. Hoor die loflied, vreugdesange, neem dit aan in Jesus naam. Werk in u gemeente, Here, Vader, Seun en Heilige Gees. Reinig ons deur u genade, laat ons offers heilig wees. U is heilig, maak ons heilig deur die werking van u Gees. Dit is ons gebed, Here, op hierdie Sondagoggend, tot u lof en tot u eer alleen. Amen. Geliefdes, ons slotsang is Gesang 329. Kom ons sing hartlik saam. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Ken hom in al jou weë, ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak, gelyk maak, gelyk maak. Ken hom in al jou weë, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het.
dat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Ken hom in al jou weë, ken hom in al jou weë, dan sal hy jou baie gelyk maak, gelyk maak, gelyk maak. Ken hom in al jou weë, ken hom in al jou weë, ken hom in al jou weë, dan sal hy jou baie gelyk maak, gelyk maak, gelyk maak. Ken hom in al jou weë. Ontvang met 'n biddende hart die seën van die Here. Here my herder, maak my 'n instrument van u vrede. Waar daar haat is, laat ek liefde saai. Waar daar onreg is, vergifnis. Waar daar twyfel is, geloof. Waar daar wanhoop is, hoop. Waar daar duisternis is, lig. Waar daar droefheid is, vreugde. Amen. Ons wegsendingslied is gesang 488. Kom ons sing hartlik saam. Helder skyn die lig vir die nasies, 'n vreugdeglans om die mense te verlig, tot die hele wêreld kan sien, U is die lig, mag U lig hier deur ons skyn. Vrolik klink ons lied vir die volke, 'n pryslied bring al die nasies om ons saam, tot die hele wêreld kan jubel oor U naam. Mag U lof hier deur ons klink, balsem bring herstel vir die wonde, 'n sagte salf vir die mense met hul seer, tot die hele wêreld kan sien dat U genees. Mag U troos hier deur ons bied, eer U woord gee hoop aan die nasies, 'n hart vol hoop om die volke te verbly, tot die hele wêreld kan glo dat U bevry. Mag U hoop hier deur ons gee. U is koning hier oor die aarde, die mense vra na U wil om U te eer, tot die hele wêreld kan juich dat U regeer. Laat U ryk hier in ons kom, laat U ryk hier in ons kom, laat U ryk hier oral kom. Mag U almal 'n wonderlike week beleef in Jesus se naam.